Goeiemôre en baie welkom by ons erediens. Dis weer eens 'n wonderlike voorreg om die woord van die Here tot u te bring. Geliefdes in die Here, ons voorsang vanoggend kom uit lied 450, Vader, Seun, Heilige Gees. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. God het ons met sy seun gegroet. Kom ons antwoord daarop deur saam te sing uit lied 364, die welbekende Herders op die ope velde.
Geliefdes in die Here, wat leer die 10 gebooie ons? Leer ons wat is die verkeerde ding in die lewe? Leer ons hoe om vir God lief te wees? Leer ons om vir mense om ons lief te wees? Leer ons hoe God wil hê ons moet lewe? Daardeur word ons dan bewus van God se heiligheid, asook ons eie sonde. Nou God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou geliefdes, ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely met die volgende woorde. Here, ons het almal afgedwaal. Ons handel almal in stryd met u woord. Ons is liefdeloos teenoor u en ons medemens. Vergeld ons genadiglik nie volgens ons werk nie. Sien ons aan in Jesus Christus, wat vir ons sondes gesterf het. Broers en susters, na ons skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar, hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hul geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons antwoord daarop deur 'n gebed, en ons gebed vir oggend is lied 266, die Onse Vader. O Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam, mag u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons daagliks brood, en vergeef ons al ons skulde net soos ons vergewe die wat in ons sonde. En o lei ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want uwe is die ryk en die sterkte en die ere vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Genesis 27. Ek noem vir Genesis 27 vanaf vers 18 tot vers 30. Hy het toe na sy pa toe ingegaan en gesê, pa, toe sê, ja, watter seun is jy? Jakob het sy pa geantwoord, ek is Esau, pa se oudste seun. Ek het gedoen wat pa gesê het. Kom sit nou regop en eet van my wildsvleis, sodat pa my dan kan seën. Maar Isak het vir hom gevra, hoe het jy dan die wild so gou gekry, my seun? En Jakob het geantwoord, die Here u God het my dit laat raakloop. Toe sê Isak vir Jakob, kom nader dat ek aan jou kan voel, my seun, of jy my seun Esau is of nie. Jakob het nader gegaan na sy pa Isak toe. Toe hy hom voel, toe sê die stem, dit is Jakob se stem. Maar die hande, dit is Esau se hande. Isak het nie vir Jakob herken nie, want sy hande was harig soos sy broer Esau se. Isak het toe vir Jakob geseën. Isak het vir hom gesê, jy is tof my seun Esau, en Jakob het gesê, ek is. Toe sê Isak,
Gee die wild aan dat ek daarvan kan eet, my seun, en jou dan kan seën. Hy het dit vir hom aangegee en Isak het geëet en Jakob het vir hom wyn gebring en hy het dit gedrink. Isak het vir hom gesê, kom nader en soen my seun. Toe hy nader kom en hom gesoen, toe het hy die reuk van die klere van wat Jakob aangeet, het Isak hom geseën en gesê, kyk, die reuk van my seun is soos die veld se reuk, die veld wat deur die Here geseën is. God gee aan jou dou uit die hemel, die rykdom van die aarde, koring en wyn in oorvloed. Volke sal jou dien, nasies sal voor jou buig. Oor jou familie sal jy heers, jou broers sal voor jou buig. Wie 'n vervloeking oor jou uitspreek, sal self vervloek wees. Wie jou seën, sal geseën wees. Toe Isak vir Jakob klaar gesien het, het dit nog skaars by sy pa Isak uit was, kom sy broer Esau terug van die jag af. Bevoorreg sal wat die woord van die Here hoor en dit in harte onderhou. Ons dank die Here vir die geskrewe openbaring van die woord en vra hy seën op die gepredikte woord wat volg. Dat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart wel behaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Ek dink jy almal het herken hierdie welbekende deel wat ons vanoggend gelees het. Jakob, en ons tema is Jakob se stem, Esau se hande. Ons teksvers is vers 30. Toe Isak vir Jakob klaar gesien het en nog skaars by sy pa Isak uit was, kom sy broer Esau terug van die jag af. Nou geliefdes in die Here, daar is verhale in die Bybel wat ons keer op keer terugbring na die basiese vrae van geloof, gehoorsaamheid en die maniere waarop God sy planne uitvoer. Genesis 27 is so gedeelte in die Bybel wat hierdie vrae bevat. Dit is 'n verhaal van Jakob en Esau, twee broers, maar ook twee volke, twee lewensweë, maar net een verbondspad. Dit is 'n verhaal van 'n huis vol spanning, van mense wat hulle eie planne maak en van 'n God wat sy beloftes standhou, selfs al is die mense vol sonde en bedrog. Ons skrifgedeelte neem ons na die kern van hierdie gebeure toe. Jakob gaan na sy blinde vader toe, vermom as sy broer Esau, en ontvang die seën wat eintlik vir die oudste bedoel was. Dis asof ons kan dit voor ons sien afspeel. Isak hoor die stem van Jakob, maar hy voel die hande van Esau. En hy sê dan die woorde wat ons tema dra. Die stem is Jakob se stem, maar die hande is Esau se hande. Hierdie woorde is meer as net 'n beskrywing van daardie oomblik. Dit is 'n duidelike beeld van ons menslike leefwyse. Hoe dikwels bely ons met ons mond die regte dinge, maar ons dade spreek 'n ander taal. Hoe dikwels is ons stemme reg, maar ons hande verkeerd. Daarom wil ek dat ons dieper inkyk oor hierdie tema, oor dit wat dit behels, hierdie van Jakob se stem en Esau se hande. Nou God se raadsplan en mense se agendas kom hier na vore. Kom ons kyk eers na die groter prentjie. Voor die tweeling gebore is, het die Here al vir Rebekka, die moeder, gesê, 2 nasies is in jou skoot, die oudste sal die jongste dien. Genesis 25 vers 23. Dit was God se besluit, sy raadsplan, nog voor die eerste asem van hierdie kinders in die wêreld geuiter is. Jakob sou die draer van die verbond wees, nie Esau nie. Maar kyk hoe word daar gereageer. Isak, die vader, het 'n voorkeur vir Esau gehad. Hy wou sy oudste seun, al het God reeds gesê dat die jongste sou die een wees wat geseën word. Rebekka, die moeder, wou weer haar gunsteling Jakob bevoordeel, en sy het 'n plan van bedrog beraam. Esau was die een wat in die veld was, wat gejag het. Jakob was die een wat meer tuis en om die huis was. Nou Jakob, die jongste, was gewillig om sy pa te mislei en self die naam van die Here te gebruik om sy plan te regverdig. Esau, die oudste, het reeds voor in sy eerste geboorte reg verkoop vir 'n bord lensie sop. So almal in hierdie huis het hulle eie agenda gehad. Broers en susters, dit klink amper soos 'n moderne familiedrama. En tog, deur al hierdie bedrog en swakheid, het God se plan nie misluk nie. Die belofte aan Abraham dat sy geslag die draer van die seën sou wees, waardeur die wêreld geseën word, het steeds vasgestaan. Dit bring ons by die eerste groot waarheid. God se raadsplan staan vas,
selfs al probeer mense hul eie wil afdwing. Ons sien dit reg deur die Bybel. Josef se broers wou hom doodmaak, maar God gebruik dit om sy volk uit Egipte te red. Die Joodse leiers wou Jesus aan die kruis hang, maar God gebruik dit om ons te red. Geliefdes, selfs in jou en in my lewe, waar dinge skeefloop, waar mense sleg teenoor ons optree, kan God dit gebruik vir sy doel. Want onthou, sy plan is groter as ons mislukkings. Nou ons weet Esau het sy eerstgeboortereg geminag. Maar en dan om die erns van die verhaal te verstaan, moet ons eers teruggaan na Esau toe. Want Esau was nie net 'n onskuldige slagoffer nie. Nee, hy het al lank voor hierdie gebeure sy hart geopenbaar. In Genesis 25 lees ons hoe hy sy eerstgeboortereg verkoop het vir 'n bord sop. Die Bybel sê hy het sy eerstgeboortereg verag. Wat beteken dit? Die eerstgeboortereg was nie net 'n stuk papier of 'n wettige titel nie. Dit was die geestelike erfenis van die verbond. Dit was die belofte dat deur jou lyn die seun van Abraham sou voortgaan. Die seun van die land, die nageslag en eintlik die Messias. Esau het dit alles geminag. Hy het dit verruil vir onmiddellike bevrediging, onmiddellike bevrediging te kry van 'n behoefte wat hy gehad het, hongerte. In Hebreërs 12 vers 16 waarsku ons: sorg ook dat niemand sedeloos en goddeloos lewe nie, soos Esau wat vir een maaltyd sy eerstgeboortereg verkoop het nie. In vers 17 voeg daarby: julle weet dat hy verwerp is toe hy daarna die seun wou verkry. Daar was vir hom geen moontlikheid om die saak reg te stel nie, al het hy met trane daarna gesoek. Hoe baie van ons is soos Esau? Ons kies die onmiddellike plesier bo die ewige seën. Ons gee beloftes van God prys vir die lensiesop van hierdie wêreld, vir sukses, vir geld, vir aanvaarding, vir kortstondige geluk. Esau leer ons, jy kan nie die seën minag en dan later huilend terugkom en hoop dit sal nog daar wees nie. Daar is 'n tyd wanneer dit te laat is. En soveel mense besef dit nie. En hieruit vloei die volgende deel van ons verhaal. Omdat Esau sy geboortereg verag het, het Rebekka en Jakob die geleentheid gesien om God se belofte met hulle eie hande waar te maak. Maar hulle bereik dit deur Isak te bedrieg. Jakob trek Esau se klere aan, sit bokvelle op sy arms en gaan na sy blinde vader toe. Isak hoor die stem van Jakob, maar hy voel die harige arms van Esau. Hy twyfel, maar Jakob hou vol en gebruik selfs die Here se naam. Hy sê die Here, die God het my dit laat raakloop. Broeders, dit is skokkend. Jakob gebruik God se naam as dekmantel vir sy leuns. Hy bedrieg sy pa en Rebekka, sy moeder, help hom. Want hy het nie dit in die veld gekry nie, sy moeder het 'n bokkie geslag en gekook wat hy na sy vader geneem het. Alles wat hulle doen bly steeds sonde. En die Bybel probeer dit nie mooi maak nie. Jakob word nie geseën omdat hy slim was nie, maar omdat God getrou was aan sy belofte. Irrelevant of sy bedrog of nie, God bly getrou aan sy belofte. Tog moet ons onthou van die Here se belofte aan Rebekka, dat die jongste die oudste sou dien, en dit word waar, selfs in hierdie gebroke situasie. So groot is God se soewereiniteit, dat hy self die sondige dade van mense gebruik om sy plan uit te voer, sonder dat hy die outeur van die sonde is. Want sonde is sonde, en God praat dit nie goed nie, hy kan dit ook nie verdra nie. Dit bring 'n ernstige waarskuwing na vore. God het nie nodig dat ons hom help deur verkeerde middele te gebruik nie. Ons kan nie sê die doel heilig die middele nie. Nee, God se doel sal bereik word, maar hy roep ons tot gehoorsaamheid en geloof. Hy roep ons om op hom te wag. Hy sal die regte tyd bepaal. En dit bring ons by 'n tweede groot les uit hierdie deel. Selfs ons sondes kan God nie keer om sy doel te bereik nie. Hy werk deur dit alles om sy beloftes gestand te doen. Dit gee ons hoop. Nie om aan te hou sondig nie, nee, glad nie, maar om te weet dat selfs wanneer ons foute maak, God se genade en voorsiening groter is. Nou kom ons by die kern van hierdie skrifgedeelte, die seun self. Wat het Isak oor Jakob uitgespreek? Kom ons lees weer die woorde soos opgeteken in Genesis 27. Kyk, die reuk van my seun is soos die veld se reuk,
Die veld wat deur die Here geseën is. God gee aan jou dou uit die hemel, die rykdom van die aarde, koring en wyn in oorvloed. Volke sal jou dien, nasies sal oor jou buig, jou familie sal, jy sal oor jou familie heers, jou broer sal voor jou buig voor jou. Wie 'n vervloeking oor jou uitspreek, sal self vervloek wees. Wie jou seën, sal geseën wees. Let op na drie dinge in hierdie seën. Voorsiening en oorvloed, dou uit die hemel, koring en wyn. Dit is 'n belofte van God se sorg en voorsiening. Die draer van die seën sou nie afhanklik wees van sy eie krag nie. Nee, maar van die God wat hemel en aarde besit. Hy sal voorsien. Dan tweedens heerskappy en gesag. Volke sal jou dien, nasies sal voor jou buig. Hierdie seën dui op 'n toekomstige koningskap wat eintlik in Jesus Christus vervul sal word. Jesus uit Jakob se lyn is die koning voor wie elke knie sal buig. Dan die Abrahamitiese belofte: wie jou seën sal geseën wees, wie jou vloek sal vervloek wees. Dit is amper 'n direkte aanhaling uit Genesis 12 vers 3 waar God vir Abraham sê: in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Die seën was dus nie net 'n familie-erfenis nie, dit was die verbond self. Dit was die draer van die belofte wat eintlik na Christus die grootste seun van Abraham, wat volgens God se beplanning waar geword het. Wanneer Jakob hierdie seun ontvang, al was dit deur bedrog, word hy die draer van die lyn waaruit ons verlosser gebore sou word. Geliefdes, dit wys vir ons die belangrikheid van hierdie oomblik. Dit gaan nie net oor 'n gesinsdrama nie. Dit gaan oor die plan van God om die wêreld te red. Dit bring ons by die tema van ons preek. Jakob se stem, Esau se hande. Hy hoor een ding, Isak hoor een ding, maar hy sien en voel iets anderste. Dit is 'n beeld van bedrog, maar dit is ook die beeld van die menslike hart. Hoe dikwels staan ons ook nie so voor God nie. Ons stemme bely die regte dinge, maar ons hande doen die verkeerde. Ons sê, Here, ek glo, maar ons lewe toon ongeloof. Ons sing Sondag lofliedere, maar Maandag skel ons naaste. Ons getuig van Christus met ons lippe, maar ons hande bou nie sy koninkryk op nie. Ons leef met Jakob se stem, maar met Esau se hande. Laat ons eerlik wees. Dit is maklik om 'n mooi stem voor mense te hê, om die regte woorde te sê, die regte dinge te bely. Maar die Here kyk na ons hande, na ons dade. Hy sien deur ons maskers. Hy sien wanneer daar 'n verskil is tussen ons belydenis en ons lewe. Jakobus 2 vers 18 sê, maar iemand kan miskien sê, die een het die geloof en die ander het die dade. Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade. Met ander woorde, die stem en die hande moet ooreenstem. Jou dade moet jou belydenis bevestig. Anders is dit net 'n leë stem wat niks beteken nie. Hoe lyk dit in ons lewens? Hoe lyk dit in jou werk, jou gesin, jou interaksie met ander? Is jou stem en jou hande dieselfde? Of is jy besig om God te probeer beslei met mooi woorde maar verkeerde dade? Dink mooi daaroor na. Dis die kern van ons bestaan. En hierdie verhaal het soveel praktiese implikasies vir ons vandag. Kom ek lig 'n paar vir u uit. Ons moet wag op God se tyd en nie sy beloftes met ons eie planne probeer afdwing nie. Rebekka en Jakob het hom nie vertrou nie. Hulle het van bedrog gebruik gemaak. Hoe dikwels probeer ons ook nie om God se hand te forceer nie. Ons wil resultate hê op ons tyd, nie op sy tyd nie. Hierdie deel roep ons tot geduldige geloof. Of anders gestel, geloof in afwagting. Tweedens moet ons die erns van die geestelike dinge raak sien. Esau het sy eerstgebore reg verruil vir 'n maaltyd. Hoeveel mense vandag verruil nie die ewige lewe vir 'n kortstondige plesier nie? Hierdie verhaal roep ons op tot 'n langtermyn perspektief. Wat ons nou doen en wat ons doen, wat nie volgens God se wil is nie, het 'n langtermyn effek op ons. As ons nie ons dade
en wat ons doen en wat ons nie doen nie ooreenstem met wat God sê nie, dan is ons gedoem. Maar ons weet, dit is baie keer moeilik en ons vra om vergifnis. Met ander woorde, ons bring ons wat ons doen in lyn met God se vergifnis wat ons kry. Maar ons moet ook waak teen 'n verdeelde lewe. Jakob se stem, Esau se hande. Ons belydenis en ons dade moet ooreenstem. God roep ons op tot integriteit. En ons moet onthou dat God se plan nie afhanklik is van ons hoe perfek ons is of nie is nie. Al die mense in hierdie verhaal het ernstige foute begaan, maar God se belofte het steeds gestaan. En dit bring hoop. Selfs wanneer ons struikel, bly God getrou. Hy bring sy plan tot vervulling, net soos wat Jesus Christus vir ons sonde gesterf het en eendag kom om ons te kom haal. En dis die ewige perspektief, die geloof in afwagting. Ons wag by Jesus Christus om weer te kom. Nou mede-Christene, ek herhaal Genesis 27 is nie 'n ou familieverhaal nie. Dit is 'n spieël waar ons onsself sien. Dit wys hoe maklik ons stem in ons hande twee paaie loop, maar dit wys ook die grootheid van God, dat hy getrou is selfs wanneer ons ontrou is. Die vraag waarmee ek wil afsluit is eenvoudig, maar tog diep. Is jou stem en jou hande dieselfde? Bely jy een ding maar leef jy iets anders uit, of is jou lewe 'n eenheid van geloof en dade wat dit bewys? Ons Here Jesus Christus is die volmaakte vervulling van hierdie seën. Hy is die seun van Jakob, die seun van Abraham, die een deur wie die hele wêreld geseën word. Hy bring ons vergifnis waar ons misluk. En hy gee ons die gees om ons stem en ons hande in lyn te bring. So kom ons bely vandag nie net met ons stem nie, maar ook met ons hande. Kom ons leef uit dit wat ons tog glo, want ons as Christene glo dat Jesus Christus ons verlosser is, dat niemand na die Vader kan gaan behalwe deur hom nie, dat ons eendag in sy teenwoordigheid verstaan en hy sal ons uit ons sondes vergewe. Maar ook kom ons vertrou op God, wat sy belofte aan Jakob vervul het, ook sy belofte aan ons sal vervul, dat ons deel sal hê aan die ewige seën in Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, Here, dankie vir hierdie kosbare verhaal in u woord, Here. Dit wat vandag nog net so van toepassing is op ons lewens. Waar ons as mense so maklik minag wat kosbaar is vir u. En so maklik agter die verkeerde dinge aan hardloop. Vir kortstondige voordeel of plesier, Here. Here, vergewe ons sondes, vergewe ons oortredinge. U ken ons harte, Here, en weet ons is net swakke mense. Maar die wonderlik van u belofte is dat as ons in opregtheid na u toe kom en vergifnis vra, dat u ons vergewe, Here, en die sondes nie toereken nie. Here, ons dank u daarvoor. Ons dank u vir die beloftes wat so wonderlik is wat u woord aan ons gemaak het. Aan elkeen wat u aanbid en elkeen in hierdie wêreld wat dit kan ontvang, Here. Maar ons moet net leef volgens u wil, Here. Ons moet soek in ons harte na u. Ons moet soek na u woord, Here. Ons moet u gesels in gebed, Here. Ons moet ons lof uiter in lofliedere tot u. Want u is almagtig en u is ons koning, Here. U is die heerser oor die hemel en die aarde. En elke ding hou u in u hand. Here, u almagtigheid is bo ons denkvermoë, bo wat ons kan sien. Ons is mense wat hier en nou sien, Here. Dit wat ons hier ervaar en dit wat ons beleef. Here, laat dit stil raak in ons harte. Laat ons in hierdie week wat ons ingaan, Here, onthou Jakob se stem en Esau se hande. Dat ons optree volgens u wil. En waar ons verkeerd doen, Here, dat ons vir 'n oomblik stop, vergifnis vra en u leiding deur die Heilige Gees wat u vir ons gegee het, wat elke dag met ons is, in ons harte is, wat ons ook laat waak teen dit wat verkeerd is. Ons vra al hierdie dinge in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.
Ons slotlied vanoggend is die welbekende Neem my lewe, laat dit deur. Want dis tog wat ons vir die Here vra. Here, neem my lewe, laat dit in u hande wees. Neem my lewe, laat dit hier u gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk, diensbaar in u goeie werk. Neem my voete, skoei al hier, met bereidheid tot u eer. Neem my stem en laat my sing, aan u Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, hulle sal vind wat na u vra. Neem my goud en silwer hier, niks nou met my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in die Vaderhand. Maak my hart vir u tot troon, deur die Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na u wyse raad. Neem my lewe, laat dit deur u gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Ons seën vanoggend is die laat hier u seën op hul daal. Laat hier u seën op hul daal, u guns uit Sion hul bestraal. U wat beveel en dit geskied, wil hier u sien oor al gebied. Laat hier u seën op hul daal, u guns uit Sion hul bestraal. U wat beveel en dit geskied, wil hier u sien oor al gebied. Mag die liefde van ons God ons Vader, die genade van die Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met elke van ons wees, tot nou en in ewigheid.